Goeiedag geliefde. Kom ons lees 'n stukkie saam uit 2 Korintiërs waar Paulus met die gemeente praat oor 'n baie spesifieke saakie. Dit gaan oor 'n ander gemeente of 'n deel van die kerk met wie dit moeilik gegaan het en Paulus moedig hulle aan om bietjie te kom help, om bietjie handjie by te sit. En ons lees 2 Korintiërs 9 vers 1 tot 8. Eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help en ek het al by die Macedoniërs af met lof oor julle gepraat. Agaia, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander mense aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers, sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leë woorde sal wees nie. Ons wil hê dat, soos ons die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders, as dan Macedoniërs saam met my kom en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons skaam oor ons vertroue in julle, om nie eens te praat van julle eie skaamkry nie. Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie. Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgenem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Paulus kom en hy praat oor 'n dankoffer. En hy sê vir hierdie mense, dit is so belangrik dat julle 'n dankoffer bring. Al gaan julle dankoffer gebruik word om mense te kry in 'n ander plek wat julle nie eens weet wie hulle is nie, dit is waaroor dit gaan. Hulle het dit nodig. Hulle het nie kos om te eet nie. Hulle het nie 'n dak oor hulle kop nie. So nadat hy gister gesê het, ja, dank word gesê, kom hy vandag en hy sê, dank word gedoen. Daar word gewerk aan dank. Daar word beplan aan dank. En dit word 'n werkie. Daarom sê hy, hulle moet nou reeds daaraan werk, sodat dit op 'n sekere tyd gereed kan wees. So hulle moet iets doen. Ja, dit is een ding, om dankie te sê. Dis 'n ander ding, om dankie te doen. En hierdie ding van doen van dankie, kom uit God se hart uit. Want van die Ou Testament af, van die eerste reëls wat God vir sy mense neerlê, is om wat te doen? Om gereeld 'n dankoffer te bring. So wanneer hulle plant, wanneer hulle werk met hulle vee, is hulle besig om dank te doen. En dan op 'n stadium, dan bring jy soos God dit op jou hart gelê het, en jy gee. Dis 'n doen ding. Jy gee in die wete dat God die blymoedige gewer liefhet. Jy gee soos jy jou voorgenem het, nie uit dwang nie, maar soos jy oortuig is. En dan moet jy ook weet, die wat karig saai, sal karig oes, en die wat volop saai, sal volop oes. Hoeveel dank is ons bereid om te doen? Hoeveel dank is ons bereid om te gee? Dit wil vir my lyk, asof die Here sê, as jy jou dank met oorgawe doen, dan is jou hande so oop, dat jy ook met oorgawe kan ontvang. So kom ons, dat is nie vashak by net dankliedjies sing nie. Dat is nie vashak om net vir mekaar te vertel van hoekom en waarvoor ons dankbaar is nie. Maar kom ons raak ook besig om dank te doen. Ook wanneer ons gee. Wanneer dit dank is, word dit soveel makliker. Mag jy uit volle geloofsoortuiging wonderlik dank doen. Shalom.